Nou hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees so rondom die wonderlike woord van die Here. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ons vertrou dat u reg is vir hierdie nuwe dag en ons gebed is dat die Here vir u met wysheid en insig sal bekragtig om ook in hierdie dag meer as oorwinnaars te wees deur Jesus Christus wat ons lief gehad het. Nou vriende, vanmôre gaan ons by nog 'n aktuële tema stil staan en eintlik nog 'n kontroversiële saak. En die vraag wat gereeld aan my kant toe kom, het die mens 'n vrye wil? Nou vriende, dis 'n vraag wat ons moet beantwoord, ons moet dit Bybels beantwoord. Ons moet vir die antwoorde gee wat in lyn is met God se woord, want u sien die hele skrif is deur God ingegees, nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing en tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. So kom ons kyk na die gedagte, het die mens 'n vrye wil? Nou vriende, die oorgrote meerderheid mens roep kliphard en duidelik uit, ja, ek het 'n vrye wil. Ek kies wat ek wil, wanneer ek wil, soos ek wil, en niemand gaan vir my sê wat om te doen of nie te doen nie. En dis ook nie heeltemal waar nie, want vriende, ons wil word dikwels beïnvloed deur sekere eksterne en interne faktore. En daarom moet ons hierdie saak Bybels begin bestudeer. Daar is mense wat so ver gaan om te sê, luister, my wil kan nie deur God se wil oorheers word nie. As ek nie, kan God nie. As ek nie wil nie, kan God nie. Want ek is eintlik in beheer, ek is autonoom en ek kan maak en doen net soos ek wil. Nou kom ons kyk wat sê die skrif en kom ons probeer vir u 'n Bybelse antwoord gee. Nou die Here leer vir ons daar in die woord in Genesis 1 en 2 dat hy die mens geskaap het na sy beeld en sy gelykenis. Nou ons het al reeds met u gepraat oor wat die gedagte is dat ons geskaap is na God se beeld en God se gelykenis. Nou kom die Here in Genesis 2 vers 16 en 17 en die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome in die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. So die Here kom gee 'n verbod, die Here kom gee 'n bevel, en hy sê vir die mens in die tuin van Eden, luister, ek sê vir jou, jy eet nie van die boom nie. Die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Nou weet ons dat Adam en Eva 'n wilskeuse ten uitvoer gebring het. Want Genesis 3 leer vir ons, die duiwel het hulle kom versoek, die Bybel sê die slang was ligstiger as al die diere van die veld, wat die Here God gemaak het, en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Jy sien, hy begin al klaar vir God onder verdenking plaas, die vrou begin redeneer met die slang, sy eet van die vrug, Adam eet saam met haar, hulle oefen 'n wilskeuse uit, en die Bybel sê vir ons, hulle val in sonde. Die Bybel sê dood het ingetree en die dood het tot alle mense deurgedring, Romeine 5 vers 12. So baie belangrik is, toe Adam en Eva in die tuin van Eden geskaap is, in volmaakte situasie, as volmaakte mense sonder sonde, het hulle hierdie vrye wil van hulle gebruik om te kies teen God, teen sy standaard, teen sy bevel. En hierdie sonde van Adam en Eva, vriende, het 'n effek gehad op my en jou wil. En kom ons kyk gou vandag na die mens. Ons vat 'n sprong na die jaar 2024. Die vraag is, het u en ek 'n vrye wil? Nou vriende, in 'n sekere opsig het ons 'n vrye wil. Ons te wil om te kies of wil ek 'n Coke drink of wil ek 'n Fanta drink? Wil ek hierdie vrou trou of wil ek daardie vrou trou? Wil ek hierdie kar ry of daardie kar ry? Wil ek in daardie huis bly of in daardie huis bly? Ons finansies beïnvloed ons besluite, ons opvoeding beïnvloed ons besluite, en baie van hierdie besluite word beïnvloed deur eksterne en interne faktore. Maar daar is iets wat die Bybel vir ons sê, ons nie 'n vrye wil op het nie. En wat is dit? En dit is op die geestelike dinge. En hoe kan ek so sê, vriende? Kom ek lees vir u, wat sê die Bybel? U sien, die Bybel sê die dag as julle van hierdie vrug eet, sal julle sekerlik sterwe. En weet ons dat Adam en Eva geestelik gesterf het in die eerste plek. Hulle verhouding met God is gebreek, want toe God in die tuin van Eden kom, het hulle vir hom weggekruip. God het geroep na hulle, God het gesoek na hulle, en die Bybel het sê, die Here het hulle beklee met die vel van 'n dier. Die Bybel leer vir ons verder baie duidelik, vriende, dat van Adam en Eva se tyd tot vandag toe, die mens na God nie soek nie. Die mens van nature, vriende, het nie 'n vrye wil nie. Hulle hardloop weg van God, hulle kies teen God, hulle is in rebellie teenoor God, want die Bybel sê ons word gebore in sonde en misdade. Kom ek lees vir u wat staan in Romeine 3, vers 10 en verder. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie. Daar is niemand wat God soek nie. Hulle almal het afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe.
Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellendes in hulle paaie en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Vriende, van ons geboorte tot ons dood is ons rebelle teenoor God, en as God nie ons wil onderwerp aan sy wil nie, sal ons die ewigheid tegemoet gaan en vir ewig verlore gaan met hierdie wil van ons wat gebonde is deur sonde. Daarom sê Efesiërs 2 vir ons, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en sonde. Ons wil is gebonde deur die sonde, ons wil is beïnvloed deur die sonde, ons wil, vriende, kies altyd vir die sonde, daarom moet daar 'n bonatuurlike werking van God tussen beide tree, waar die Here kom en ons dooie siel lewendig maak, ons rebelse wil onderwerp aan sy wil, sodat ons geestelike lewe kan smaak. Want die Here sê vir ons, ons was dood in ons sonde en misdade, waarin ons tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Hoor nou, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, dit nie uit julle self nie, is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. U sien, ons wil is van nature in rebellie teenoor God, ons wil is van nature in opstand teenoor God, ons kies van nature teen God, soos Adam en Eva kruip ons weg vir God, ons het geen aptyd vir sy waarheid, as hy dit nie in ons harte kom werk nie. Daarom sê Paulus ook daar in Titus 3, ek lees vir u die sielsdeursoekende verse, daar staan dat ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en sinnegenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedertierenheid van God, ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons, deur Jesus Christus, ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Vriende, die skrif is baie duidelik daaroor, dat ons wil is altyd in die rigting van sonde. Ons is altyd onverstandig en ongehoorsaam en op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande sonde, as dit kom by ons natuurlike wil, die staat waarin ons gebore is. Soos Adam en Eva na die sondeval, kruip ons ook weg vir God. Is ons wil ook in rebellie teenoor God. As God A sê, dan sê ons B. As die Here sê, moenie dit doen nie, dan doen ons dit. Ons sien dit by ons kinders, ons sien dit by onsself, ons sien dit wêreldwyd. Daarom is daar 'n bonatuurlike werking van God nodig. Daarom sê die Bybel, maar toe die goedertierenheid van God, ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van ons werke van geregtigheid nie. Vriende, het hy vir ons gered deur die bad van die wedergeboorte en deur die vernuwing van die Heilige Gees. Ag, ek lees daar die pragtige woorde in 1 Johannes 4 vers 19. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. U sien, was dit nie vir God se liefde vir ons nie, sou ons van nature nooit 'n liefde vir hom gehad het nie. So mense wat op hulle vrye wil steun, veral as dit kom by die godsdienstige aspek, is mense wat die skrif nie bestudeer nie. Want ons wil, vriende, is nie vry nie, maar is gebonde deur die sonde. Ons wil is gebonde deur die Satan, ons vader. Die Here sê van geboorte af is ons vyande van God, en van geboorte af beïnvloed die wêreld en die vlees en die duiwel ons om in rebellie teenoor God op te staan. Daarom kies ons altyd die verkeerde in plaas van die regte. Daarom is daar hierdie kosbare wedergeboorte nodig, waar God ons dooie harte kom lewend maak, ons wil onderwerp aan sy wil, ons gedagte rig na sy waarheid, die verlosser Jesus Christus afskilder deur die blaaie van die Bybel, en ons is die apostel Paulus uitroep om genade. Ag vriende, ons dink maar hoe dikwels die Here sy disippels se harte geopen het om die skrifte te verstaan. Ons lees die apostel Paulus wat op pad was na hierdie pad op pad Damaskus toe, om die Christene te gaan vervolg. Die Here het hom op hierdie wonderlike manier ontmoet. En hy sê, wat het ek met u te doen?
Jesus Christus. En die Here red sy siel uit genade. Ons dink aan hierdie man se gees en ons dink hoe die Here hom op 'n besondere manier kom red het. Ag vriende, ons dink aan soveel gevalle in die Bybel waar God tussen beide kom tree en die sondaar kom red, sê Paulus, van wie ek die vernaamste is. Ja, ons het 'n vrye wil om te kies wat ons wil eet en waar ons wil bly, en selfs dit word beïnvloed deur eksterne interne faktore, deur begeertes, deur voorkeure, deur mense, deur omstandighede. En vriende, geestelik is ons so dood dat ons geen aptyd vir God het nie. Daarom moet God ons wil onderwerp aan sy wil, en daarom pleit ek by u dat ons sal uitroep, doen slegs u wil, Heer. U wil met my, u pottebakker met my die klei. Vorm my en maak my net soos u wil. Op u slegs wag ek, nederig en stil. Vers 2 sê, doen slegs u wil, Heer, u wil met my, toets en deursoek my, al moet ek ook ly. Witter as sneeu, Heer, was my vandag, laag aan u voete, wil ek steeds wag. U sien, vriende, daar is belangrik om ons wil aan God te onderwerp. Die laaste vers sê, doen slegs u wil, Heer, u wil met my, tot heel my lewe u is gewy. Maak van my hart, o Heiland, u troon, tot elkeen Christus in my sien woon. Mag die Heer ons genade gee, dat ons hierdie Bybelse antwoord sal verstaan, en dat ons daagliks sal sê, Here, in afhanklikheid van u wil ek my wil onderwerp aan u wil, en ek vra onderwerp my wil in die kere waar het in rebellie opstand teenoor u, sodat ek u wil kan doen, tot die dag dat ek u in u heerlikheid sal sien. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, Tara.